Vader, dankie vir daai waarheid. Dat U getrou is, U is ons leidsman, meer as oorwinnaar. Dankie dat ons kan lewe, Here, deur die vergifnis van Jesus Christus. Dankie vir die kruis. Dankie vir sy opstanding uit die dood. Dankie vir die voorreg wat ons het om U kinders te mag wees. Ons eer U, ons dankie, Vader, vir U woord wat lewe en lewe bring. Dit is my gebed, Here, ons het 'n paar notas gemaak. Dit is so, maar ek kom en ek verklaar my afhanklikheid voor U vanmôre. En ek vra deur U Gees, Here, dat dit wat ek sê regtig U woord sal wees vanmôre. Ons eer U, ons dankie. Kom en word verheerlik, Here, in Jesus se naam. En ons almal sê saam amen en amen. Baie baie dankie. Jy kan gerus jou sitplekke neem. Goeiemôre, baie welkom. Al die online mense. Online. Hulle is nie online, hulle is aanlyn. Online is 'n TV-advertensie. Aanlyn. Welkom jy vanmôre. Afghanistan, Pakistan, kan nie verstaan, daar waar jy sit vanmôre onder die boom, hoekom is jy nie in die kerk nie? Ek vra maar net, maar baie welkom hier by ons, as jy nou weens omstandighede nie daar kan uitkom nie, dan is dit oulik, dat jy dit gekies het om saam met ons te kuier vanmôre, mag die Here ook vir jou bederf, met sy teenwoordigheid daar waar jy is. Baie geseënde Vadersdag, weer eens vir almal hier rondom ons, in die saal, maar ook jy aanlyn, as jy 'n vader is, geestelik, emosioneel, intellektueel, wie ook al, vir wie ook al, mag die Here jou regtig bederf met sy teenwoordigheid, met sy wysheid om in 'n stikkende wêreld 'n verskil te maak. Welkom aan mense wat vanmôre vir die eerste keer saam met ons besoek, baie baie welkom. Vertrou jy gaan dit geniet saam met ons en ons gaan jou weer sien vorentoe. Vir die van julle wat ver gery het, met jou Volkswagen al in die ronde, wat 'n kar jy ook al ry, welkom vanmôre weer by ons. En nog, die res julle is ook welkom. Ons is besig met 'n reeks rondom tekens en wonders, en ons sê vir mekaar, ons fokus nie op die kleiner, en daar's nie groot en kleiner wonderwerke nie. Vir my persoonlik die grootste wonderwerk is mense tot redding, absoluut. En ons maak nie af die getuienis van genesing, God se voorsiening, God se wat. Maar dis veronderstel om normaal te wees, wil ek amper waag om te sê. Dat as ek en jy mos nou net gehoorsaam is aan die woord, en ons bid, en God genees iemand, dan is dit so. Dis 'n wonderwerk, maar dis so. Maar ek wil hê ons moet net fokus in hierdie reeks op God se raadsplan en hoe hy tekens en wonders gebruik om sy plan tot uiting te laat kom, tot uitleef te kom, waar nie net individue nie, maar volke en nasies en ons as sy kinders se lewens gerig word volgens sy wil, terwyl ons ander planne maak. En vanmôre kyk ons na manna en kwartels, voeltjies en hamburger buns in die woestyn. Ons praat oor die toetse en die voorsiening van die volk nadat hulle nou uit die verdrukking uitkom, uit Egipte uit. Daar gaan 'n paar goed sleg verkeerd, en ek wil hê ons moet dalk dit gaan lees in ons eie tyd daar in Genesis 14, rondom wat het daar gebeur, hoe God hulle uitlei, die wolkkolom en al daai goed, en hoe God hulle uitlei, en dan as hulle by die rivier kom of by die see, dan is dit nou die Rooi See of die Rietsee, is dieselfde een, hulle het net twee name vir een of ander rede. Maar as hulle dan nou daar kom, hoe God se wolk, wat hulle die hele dag gelei het agter hulle inbeweeg, tussen hulle en die klomp manne wat hulle jag en wat hulle wil doodmaak. En dis net amazing die hele storie, hoe God vir Moses sê, sit jou staf so oor, daar kom 'n wind en jag die see op 'n hoop, droogvoet daardeur. Nou ons ken daai storie van die sonnaarskool seentjie wat huis toe gaan, dan vra sy pa van wat jy geleer vandag, dan sê nee, hier, daar was 'n oom Moses, maar hy was seker 'n generaal in die army, want daai oom het verstaan, papa, hy loop voor.
En toe hulle by daai see kom, en die vyand is hier agter hulle, hoor hierdie perdehoewe en die gedreun van daai klomp ratels en G5 kanonne en dinge. Hulle kom, pappa, hulle kom. Maar toe, stuur hy die rekkies. En hulle gaan kyk. En hulle kom terug met 'n verslag en sê, die see is so diep en so maak. Okay, kwaai. Kry die tuffies. Julle wat in die army was, die tuffies is die manne met die lorries, wat brûe bou, die ingenieurs. Hulle en pappa, hulle slaan daar 'n brug aan mekaar wat jy nie verstaan nie. So, aan die kant uit. En hulle trek daardeur, laat daar gat hulle. Dis Exodus 14, nie Genesis. Ekskuus tog, ek kyk net of julle oplet. Dankie Johan. Dis Exodus beteken exit, Ja, Exodus, jy is die waarheid. Maar toe hulle sien almal is oor en hier kom die vyand, toe stuur daai generaal die demolition squad. Hulle blaas daai brug op. Kwaa, sulke bomme, sulke so. En almal versuip aan die kant uit. And they lived happily ever after. Sy pak, sê van broer, daai kan nie wees, ek is seker dis nie wat die tannie vir jou vertel het nie. Hy sê, pa, as jy daai storie nie glo nie, dan gaan jy nooit die storie glo wat sy vertel nie. Nou, dis min of meer die wonderwerk wat daar gebeur, die teken. Dis amazing. Gaan lees dit in Exodus 14. Genesis 14 is ook mooi, maar Exodus. En toe sien ons die teenpole van in Egipte en in die woestyn. In Egipte was hulle in slawediens gewees, die volk. Maar toe hulle nou in die woestyn kom, toe is hulle vry, maar hulle is in 'n woestyn. Nou, ek weet nie of jy al in 'n woestyn was nie. 'n Woestyn is nie 'n lekker plek nie. En hulle begin murmureer en hulle sê, maar kan ons nie maar teruggaan nie? Dis dalk beter daar waar ons vandaan kom. Hulle sê, daar in Egipte is ons kinders vermoor en dit, maar ons kon ten minste ons kinders beskerm. Nou hardloop hulle die plek vol, die woestyn, die sand waai, dis warm, dis droog, ons is in die woestyn. In Egipte het ons eie huis gehad, nou bly ons in tente, en ons moet beweeg die hele tyd. Kan julle dink wat 'n logistieke kommunikasie uitdaging dit is om 1 miljoen mense te trek en sê, okay, ons slaan vandag tente op. Teen die tyd se boodskap daar aan die ander kant kom, 3 dae later, dan slaan hierdie ouens nog op van die vorige keer, en daai ouens slaan er af, en kan jy dink, hoe het hulle gekommunikeer? Hulle is gewoond aan die klimaat, daar in Egipte. Hier is dit warm in die dag en koud in die nag in die woestyn. Dit is uiterstes, dit is nie lekker nie. In Egipte het hulle normale eetgewoontes gehad, hulle het gedoen wat hulle wil, hulle het geso, en hier in die woestyn is daar nie kos nie. So hierdie ouens het 'n uitdaging, en die pad is vir hulle lank en moeilik. Eers om uit Egipte uit te kom, onthou jy, God is goed deur die 10 plaae. Die 10 plaae wat geplaai het. Dis groot moeilikheid, en tog, elke keer kom God deur en sê dis reg. En toe op die einde trek hulle deur die Rooi See. Dis nie maklik nie, julle. Dis nie maklik om by 'n doodloopstraat te kom en te sê, wat nou? Hoe werk dit nou? Ons hoor die voete van die perde hier agter ons, ons hoor hierdie uitdaging in die lewe. En ek vat jou op hierdie journey om vir jou te vra, hoe gaan dit met jou vanmôre? Kom jy dalk uit 'n situasie uit waar jy in Egipte was, in slawerny? Toe word jy vry, jy kom by 'n kerk geloofsgemeenskap uit en jy kom tot wedergeboorte, en nou is jy vry, maar, toe begin die goed verkeerd gaan. Hoeveel van ons het dit al beleef, dat byvoorbeeld jy op 'n punt in jou lewe kom waar jy oorgaan tot die gelowige doop, en jy sê, ek laat myself doop voor God in die gemeente in 'n aanspreekbare verhouding, help my op 'n pad van heiligmaking, en dan begin die goed verkeerd gaan. Dan vind jy vir jouself in 'n woestyn, want jou vriende onttrek. Onthou jy daai klomp drinkebroers van jou daar, en hulle is weg. Onthou jy al die parties waarheen jy genooi is, jy is weg. Onthou jy hoeveel keer jy al op 'n punt gekom het waar iemand 'n lewensmaat verloor, lewendig of dood.
Skielik het jy nie meer vriende nie. Mense bel jou nie en nooi jou nie, want dit is ongemaklik om net 'n man of net 'n vrou te nooi vir 'n braai. En die lewe gebeur wanneer ons dink ons stap uit in oorwinning. Maar hier is die boodskap van vandag. Jy sien mense, daai klomp mense, die volk, het na Moses gekyk deur hierdie hele proses, en Moses het op 'n punt gekom waar hy nie gewild was nie. Jy sit vanmôre hier of aanlyn daar waar jy is en jy dink, my pastoor, my dominee, my kerk, dalk is dit Koos, nê? Koos gaan ons help. Koos is die oplossing vir 'n klomp van my probleme. Ja, ons is instrumenteel. Prys die Here vir die voorreg wat ons het om mekaar te kan help en aanmoedig en uitdaag en al daai dinge, maar mense gee jou drop. Psalm 118, moenie na mense kyk nie. Psalm 118 vers 18, middelste vers van die Bybel. Moenie na mense kyk, jy kyk na God. Maar hierdie volk kyk na Moses en hy is nie gewild nie. Want die volk se geloof is meer in Moses as in God. Hierdie ou wat die see kan oopmaak. Hierdie ou wat kan voorpraat. Hy het nou 'n bietjie van 'n hakel probleem, maar hy gebruik maar vir Aaron om vir hom te praat. En die mense kyk na Moses en sê, wow, a man of God. Maar hy verloor sy gewildheid. Hulle verloor hulle geloof in God, in Moses. Ek sê nie is 'n goeie plek om te wees nie, maar ons is nie die eerste mense wat deur daai geloofkrisis gaan, van mense wat jou drop nie. Moses het ons gebring tot hier, jou Moses in jou eie lewe, en nou kry Moses voete van klei. Nou is Moses nie so flink soos wat jy gedink het nie, en daar's 'n paar mense reg deur die Bybel met wie hierdie gebeur. En ons lees onder andere daarvan in Jakobus 1. Ek lees uit die 83ste Afrikaanse vertaling. Hy skryf en hy sê, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rykdom kan kom, sonder enige tekortkoming. Jy sien, ek en jy kyk na mense vandag, die volk daai jare kyk na Moses, maar hulle kom nie by die geestelike insig uit nie, hulle kom nie by die wonderwerk en die teken uit, en hulle gaan sit nie en hulle sê, maar hoekom het hierdie ding nou hier gebeur? Wie dit nou beplan? Onthou julle toe ons daar by die see kom, nê, en die see gaan net oop. Het julle gesien die wolk skuif? Het julle, of kyk julle na Moses? Het julle die geestelike insig gekyk? Ek vra jou vanmôre, daar waar jy is in jou reis, jy kom dalk by die Rooisee, by die Rietsee, en daar staan jy by 'n doodloopstraat, en jy sê, maar hier kom hulle, hier kom die uitdaging. Kyk jy na die mens, kyk jy na die see, of kyk jy na God en sê, ek slaan my oë op na die berge? Ek vra jou, want jy sien ons is maklik hier, wanneer ons by mekaar is, om te glorie, halleluja, en dis mooi, dis reg, dis prys die Here vir dit, maar, daar waar jy in die middel van die nag wakker word, in 'n angssweet, in 'n tranendal, in 'n wat ook al, waar jy sê, maar, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie, ek weet nie hoe lyk die ander kant van hierdie see nie, ek weet nie hoe lyk die woestyn wat vir my voorlê nie, maar ek is bang, ek is moeg, ek is moedeloos, dan sê Jakobus, maar jy moet met jou geestelike insig, moet jy kan volhard. Nie in jou volg van mense nie. Ja, dit ook. Ons moet doen wat ons kan om mekaar nie seer te maak nie. Ons moet doen wat ons kan om mekaar se laste te dra en dit vir mekaar makliker te maak. Maar asseblief vanmôre, moenie kyk na mense nie. Moenie. Maar kom ons kyk net, wat doen die Here vir hierdie mense, terwyl hulle so in ongeloof en gemurmureer en gewat. Die volk se reaksie op al hierdie uitdagings. Hulle kom op 'n plek met die naam van Mara, hulle word baie dors en daar is net bitter water, Eksodus 15. Eksodus 15 sê eers hulle reaksie. Daarna het Moses en die Israeliete hierdie lied vir die Here gesing. Hulle het gesê, ek wil sing vir die Here,
want hy is die groot God, hy het die perde en die manne wat op hulle ry in die see gegooi. As jy Eksodus 14 gaan lees, gaan jy agterkom dat Moses en Aaron se sussie Miriam, jy onthou van Miriam, toe Moses in die mandjie gesit is, sodat die koningin hom kan kry, of die prinses, hom kan kry daar in die rivier, toe sy sê, hier is 'n seentjie, ek wonder wie gaan hom vir my groot maak. Toe's Miriam daar en sê, ek ken 'n tannie, sy het nie gesê sy ma nie, of sy ma nie, maar ek ken 'n tannie, sy gaan hom vir jou soog en wat. Nou daai selfde Miriam, gaan lees dit daar in Eksodus 14. Sy vat 'n tamboerijn en sy kry die vrouens daar by mekaar en hulle dans voor die Here en hulle sing glorie haleluja, ons is gered, dankie tog, dankie tog. Die volk loop en sing liedjies van alle eer aan die Here, ons is deur die see, die vyand is weg, dankie, dankie, dankie. Maar net daarna, in dieselfde hoofstuk, Genesis 15 vanaf vers 22, Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee af, en hulle het na die Sur-woestyn toe gegaan. Hulle het 3 dae lank die woestyn ingetrek en geen water gekry nie. Toe hulle by Mara aankom, kon hulle nie die water drink nie, omdat dit bitter was. Daarom het hulle die plek Mara genoem. Die volk het by Moses gekla, wat moet ons drink? Moses het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Hy het dit in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het die Here die volk op die proef gestel en daar het hy vir hulle 'n vaste reël neergelê. Hy het gesê, julle moet goed luister na wat ek, die Here, julle God, sê. Julle moet doen wat reg is in my oë. Gehoor gee aan al my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf, dan sal ek geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het oor julle bring nie, want dit is ek die Here wat julle gesond hou. Daarna het hulle by Elim aangekom met sy 12 fonteine en 70 palmbome en daar by die waterkamp opgeslaan. Jy sien hierdie ouens trek van die plek van oorwinning daar by die see, by die Rietsee. Hulle trek, hulle sê, right, kalmeer, almal veilig, almal reg. Goed, hier gaan ons. Trek in die woestyn in 3 dae. 3 dae later. Kyk al die simboliek julle, kyk al die simboliek van 3 dae later. Hier is 'n stuk hout. Jesus aan die kruis, 3 dae later. Water is bitter, dis nie lekker nie, dis nie. Gooi die hout daarin, laat hy gaan. Daar drink hulle, 1 miljoen mense met diere, kamele, donkies, wat ook al hulle gehad het, julle, dis baie water. Daar gaan hulle God voorsien. Maar wat sê God vir hulle? Hy sê vir hulle, hoorie, hallo, jy beleef julle dit weer, maar ek herinner julle net, dis ek. Dis nie Moses nie, dis nie Moses se party trick, sy superpower, gooi hout op die water en dan move ons, nee. Dis ek, God, wat julle uitgelei het, wat vir julle voorsien. As julle doen wat ek sê, sal julle nie weer dors word nie. Toe word hulle weer dors. En daar voorsien God water uit die rots. Eksodus 17. Nadat die hele volk Israel uit die Sin-woestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here tot plek gegaan, totdat hulle by die Refidim kamp opgeslaan het. Daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe die volk met Moses rusie gemaak, hoor nou. Die volk kom nie op 'n punt waar hulle sê, Vader, ons het nou die dag water daar gekry, baie dankie, ons het nou weer bietjie moeilikheid, asseblief help. Hulle vat vir Moses. Hulle sê, toe die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Moses probeer die heeltyd daar hulle aandag terugbring na die Here. Toe jy sien, die ding is, ongeloof bring onvergenoegdheid. Ongeloof en ongemak en bring onvergenoegdheid, Hebreërs 5:14. Vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geesvermoëns besit, die gewoonte beoefen om goed van kwaad te kan onderskei. Wat
Paulus skryf daar vir die gemeente, is hy sê, wie wat, kom ons leer by die volk. As die pop op die fan stryk, vergewe my Afrikaans, maar dit is wat ons almal verstaan. As dinge verkeerd gaan na God toe. Ja, hy gebruik mense. Ja, hy gaan jou help deur mense. Maar gaan na God toe, moenie by mense vashak nie. Moenie by mense vashak nie. Maar dan sê hy, maar julle hoor nie. Julle hoor net die woord, maar julle vat nie daai vaste spys nie, julle eet hom nie, julle is net hier, julle soek net water. Kom ons vat hom, Hebreërs 12:11. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Jy sien die volk beleef 'n tugtiging van die Here af. Eerder as 'n uitnodiging om te sê, maar hier's nog 'n toets. Onthou julle die ou mense het gepraat voortyd van jy sal daai toets skryf tot jy deurkom. Daar's hulle by Mara en daar's hulle weer by die klip wat nou nie water het nie. En toe sê God vir hom, slaan die rots een keer, klap hom met jou kierie. En daar kom die water uit. Julle weet daar's niks niets in die wêreld nie, nê. Soda water, dis hy daai. Moses hit the rock, soda water came out. Daar's water vir 1 miljoen mense en vir al die diere en genoeg. Daar gaan hulle. Weereens Paulus wat vir die Hebreërs skryf, wees tevrede met wat julle het. Ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar hulle hoor nie. Hulle is soos ek en jy vandag. Hulle hoor nie. Want net 'n bietjie daarna, in Numeri, lees ons van dieselfde ding, hulle kom weer by 'n plek waar daar nie water is nie. En nou, wat gebeur? Kom ons lees Moses se ongeduld. Want ek wil vandag vir jou sê, as die leier van 'n gemeente, as die leier van 'n geestelike familie, 'n mens word moeg. 'n Mens word taai om die kiewe om te sê, maar wragtig, wil jy of wil jy nie, hoe het ek dit met jou? Jy weet, ek hou nou aan vir jou dieselfde ding sê, jy kom dieselfde probleem terug, oor en oor en oor. Kom ons gaan probeer dit, ja, maar ek het al dit probeer, dit werk nie. Kom ons sê, mense. Moses se geduld raak op, en in Numeri lees ons dit, die Here sê toe vir Moses, vat Aaron se kierie, en roep jy en jou broer Aaron die volk bymekaar, julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat en daar sal water uitkom. Nou onthou nou, die eerste keer die stok op die water gegooi, die see maak oop. Die tweede keer het hy met die water of met die rots gepraat en dit het geslaan en die water kom uit. Nou is hy op 'n punt waar hy sê, julle moet met die rots praat. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom sodat die volk en hulle vee kan drink. Maar hoor wat doen Moses? Moses het die kierie wat in die tabernakel was gevat soos die Here hom beveel het, en hy en Aaron het die volk by die rots bymekaar gemaak. Hoor Moses se hartseer woorde. Luister julle wat julle teen die Here verset. Luister. Hoor wat sê hy. Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom. O my soul. Ek is die waterman. Kan ek vir jou water uit die rots uit laat kom? Dis nie wat God gesê het nie. Dis nie wat God gesê het nie. Moses raak amper, wil ek sê, hoogmoedig. Moses lig sy hand op en hy slaan die rots 2 keer met die kierie. Wat het God gesê? Jy moet vir hulle praat met die rots, sodat jy vir hulle water daar kan laat uitkom. Nou het hy sy party triek vervolmaak. Is maklik, jy loop net so ping, klap die rots, daar kom die water. Mense sê, hoor ons is dors, hy sê, is no problem, kan ek vir julle water maak, ting, hy slaat hom 2 keer. Dit bring verwoesting, daar het baie water uitgekom, en die volk het hulle vee het gedrink, maar toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle my nie erken het, en my die heilige nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie,
sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan julle gee nie. Maar, hier is die goeie nuus. Hier is die boodskap van die dag. Al hierdie goed gaan verkeerd. Die volk doen wat hulle doen. Moses hak uit en hy loop sy eie pad. In sy eie krag maak hy water. En tog, sê God, weet wat Moses en Aaron, julle gaan die land nie sien nie, of julle sal hom sien, maar julle sal nie ingaan nie. En dan kom die wonderwerk van die manna en die kwartels. Na al hierdie probleme, gee God nie op met hulle nie. God is 'n waarmaker van sy beloftes. God is 'n waarmaker van sy woord. God voorsien in Eksodus 16, vanaf vers 13, teen die aand se kant, het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Jy sien, God bring nie Mr. Delivery 60-60, 50-50, wat daai goed. En kom laai 'n klomp gevriesde kalkoene daar af nie. Dis lewendige voëls, julle. Hoekom is dit lewendige voëls? Hoekom het hulle nie die oggend toe hulle wakker word, hier lê die voëls? Moeg, op, hulle is dood. Hoekom gee God vir hulle lewendige voëls? Want God sê, ek sorg vir jou. Nie met afgewaterde, uitgedroogde, dooie goede nie. Onthou in daai tyd, jy kan nie in 'n dooie ding vat nie, hy's onrein. Jy kan nie met die dooies deur mekaar raak nie, dis onlekker, jy gaan uit die teenwoordigheid van God uit beweeg. God is spesifiek in sy voorsiening. God is spesifiek in sy voorsiening vir jou en vir my vandag. Jy gaan nie hier uitloop en 'n dooie hoenderie op die hoek van die huis kry nie, jy gaan nie. Jy gaan nie in die straat afry en jy gaan die reuk kry van KFC en jy gaan daar indraai en tara, dis vars, dis nuut. God sê in sy woord, ek sal jou 'n rema woord gee. Rema is nie geloof of 'n kerkgenootskap nie, man. Dis 'n vars woord van die Here af vandag. Hierdie is vir jou vars. God sê, maak oop jou oë, dan kyk jy, dan sien jy al die lewende voëls rondom jou. Wat moet jy doen? Jy moet jou knie buig om die voël op te tel, buig jou knie voor die Here vanmôre en sê, Vader, ek is in die woestyn, asseblief help my, Moses het my gedrop, klomp goed het verkeerd gegaan, in feite Moses is onder sensuur, hy kan nie eers in die beloofde land ingaan, die Here, hy gat ons drop langs die pad, help my, en God sê, buig jou knie en tel vir jou lewe op. Daar lê die manna, daar lê daai yskorreltjies, dis brood, julle. Jesus sê, jy sal van brood alleen nie leef nie. Maar vir nou is dit is wat jy nodig het, hier's vir jou brood in oorvloed. Gaan lees daai hele geskiedenis daar rondom. Op die Sabbat mag hulle nie goed optel nie. Maar daar's genoeg vir hulle om op te tel, om deur die Sabbat te gaan tot die volgende keer. Moses sê vir hulle, moenie 'n week se voorraad optel nie, want dan opereer julle uit julle eie krag. 'n Voeltjie wat vandag geslag word, gaan dalk in daai hitte van die woestyn net een dag hou. Hy gaan net die Sabbatdag hou. Die volgende dag is hy vrot. Moenie dit doen nie. Maar wat doen ek en jy? Ons kom by God se uitkoms en dan vat ons vir ons 'n ou voeltjie, Here baie dankie, so nederig, so oulik. En dan loop ons en dan dink ons is vir die res van die ou week, is ons okay met hierdie happie wat ons nou gekry het. Jy kan nie. Jy moet Dinsdag by 'n klein groep, 'n Bybelstudie ding uitkom. Jy moet Donderdag by 'n gebedgroep uitkom. Jy moet Woensdag by jou maatjie gaan koffie drink en vra, hoe gaan dit met jou? Kerk tussen Sondag. Jy kan nie net op 'n Sondagoggend hier kom sit en 'n ou voeltjie en 'n broodjie optel en dan gaan jy vir die res van die week. Dit werk nie so nie. Jy verloor kondisie. Kyk hoe lyk ek.
Jy kan nie net 1 keer 'n week eet nie. Elke oggend, as hulle wakker word, die is God se voorsiening vir 40 jaar, julle. My man, wie is daai tannie wat die resepteboeke skryf? Huisgenoot se wenresepte. Manna en kwartel se resep vir 40 jaar om dit vir jou vars te hou. Jy sien, ons raak afgewater met die woord van die Here. God voorsien, manna en kwartels, daar's hulle, tel op, eet. Buig jou knie, tel hom op, daar's hy, vars. Maar ek en jy sê, nee, wat is korrobie mo. Jy het ons sê bietjie Tabasco, net om die ding bietjie woema te gee, weet net bietjie. Dan kry ons 'n gasspreker wat op sy hande kan staan. Wow. Kom Sondag kerk toe, dis Vadersdag, ons gaan 'n sjokolade kry. Jippie, dankie tog, jy gat ons. Daar's wat. Wie wat? Kom as die kerk na 'n plek van byeenkoms, die kerk, in 'n huis, in 'n saal, in 'n gebou, en wat gaan jy daar kry? Manna en kwartels. En volgende week, manna en kwartels. Dis wie jy nodig het. Manna en kwartels, die woord van die Here. Ons gaan nie triks uithaal nie, julle. Ons gaan nie elke week die plekke aan 'n kleur verf en nou moet jy so maak, nou moet jy... Die woord van die Here gaan vir jou genoeg wees vir die res van jou lewe. Ek en jy moet op 'n punt kom waar ons sê, Here, manna en kwartels, dit klink vir my maar boring regtig. Jo, ek kan nie eers, en jy daai brood, daai manna, dis die Woolies brood wat vir 'n week hou op die rak nie. Hulle gaan af, want hulle het nie preserveermiddels in nie. Here, maar kan ons daarom sout by die kwartels gooi? Waar kry jy sout in die woestyn? Jy kan sand bygooi as jy wil, maak hom lekker crunchy. Julle, ek probeer deur sommer net te praat, maar net my hart met julle te deel rondom, hoe voel jy oor God se voorsiening in jou woestyntyd? Hoe lyk die wonderwerk, die teken van God vir jou elke oggend as jy wakker word? Daai wolk tel op. Here, dankie dat ek in die teenwoordigheid wakker word. Ek buig my knie en ek vang vir my 'n voeltjie en ek kry vir my 'n handvol manna, laat ons net deur hierdie dag kan kom. Maar ons soek goetertjies. Ons soek triks. Jy het nou weer vanmôre gepraat en praat asof daar nog geen einde aan die ding is nie. Ja. Daar is geen einde aan die ontferming en liefde van God nie. Dis wat ek vir jou probeer verduidelik. God sê, infinity, my woord, dis wat ek vir jou gee. My woord. My liefde, my genade, my wat? Natuurlik kan ons bid, Here, gee vir my vandag asseblief net 'n donut. Ek het regtig net 'n bederf nodig. Here, hierdie kwartel en manna maak ding. En iemand kom verby en sê, hoor, ek het gisterand vir jou gebid en die Here sê, bom, daar's jou chocoladekoek vir die dag. Maar wat gebeur? Môreoggend nou is 1 chocoladekoekie genoeg en nou soek ons 2. En nou moet daar 'n cappuccino ook by wees en ons in die gees soek ons die heeltyd na goetertjies. Terwyl die Here sê, ek voorsien. Filippense 4, ek maak klaar. Ons ken hierdie. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees altyd bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby, moet oor niks besorg wees nie. Maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Julle, waar kry ons hierdie daaglikse kwartels en manna? Waar kry ons hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan? By 'n plek van oorgawe. Hy sê, wees altyd bly, wees inskikkelik. Here, ek maak vrede, ek gee oor. Ek spreek daai ou vry. Ek spreek daai my pa, my ma, my boetie, my juffrou en staan er 3. Here, ek spreek haar vry. Wees inskikkelik. Spreek hulle vry. Moet oor niks besorg wees nie. Ja, Here, maar ek worry daarom so bietjie net oor.
Moenie. En om vertroue en geloof te hê beteken nie dis ontkenning nie. Die probleem is daar natuurlik. Here, ek is siek. My liggaam is siek. Jy moet dokter toe gaan. Jy moet jou pilletjie drink. God genees jou verseker ultimately, maar hy gebruik die mediese industrie om jou te help. Hoekom gaan ons onder 'n boom sit en sê laat God se water maar oor God se akker loop, maar hier gaan ek maar sit tot ek doodgaan. Jy gaan doodgaan, het jy dit geweet? God sê vir jou, daar reg langs jou, nê, sit 'n ou wat hy die sleutel tot jou probleem. Wat is jou probleem? Geestelik, fisies, emosioneel, intellektueel, jou werkdimensie, jou sosiale dimensie. Daar hier sit ons onder mekaar. Die mechanics is net hierso. God gebruik mense om jou te help. Maar hy sê, gee oor, moet oor niks besorg wees. Maak julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Is dit 'n nuwe party trick, magic? O nee, nou gaan ons, nee. Name it, claim it, frame it, let's go. In Christus Jesus. Daar is hy. In Christus Jesus, my vriend aanlyn, ek vra vir jou vanmôre. Hoor my hart, ek is nie veroordelend nie, maar daar's 'n dringendheid in my hart, daar's 'n wanpersepsie, daar's 'n misverstand. Ek kry hoeveel mense wat ek ontmoet hier in die dorp. Prata, wata, drink 'n koffie, wat. En die gesprek gaan altyd na die Here toe, altyd. Intentioneel of hoe ook, maar dit gaan. Dan sê ek, hoor jy kom in die Noord-Kaap uit, wow man, hoe het jy dit gemaak? Dan daai Kalahari, hele dis harde wêreld, die Karoo, as jy kyk, daai Karoo bossies, hoe het jy dit gemaak? Vertel my van jou verhouding met die Here. O nee, ek was 'n ouderling, daar waar ek vandaan kom. O nee, okay. Dis oulik. Ek vra, hoe was jou verhouding met die Here? Nie watter amp het jy in die kerk beklee nie. Want daai amp gaan jou nêrens heen vat nie. Nêrens. Hoe maar ek was 'n pastoor, ek was 'n dominee, vertel my van jou verhouding met die Here. Want dis wat Paulus vir die gemeente in Filippi skryf. Hy sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As jy daai gesprek wil deurvoer, gaan vind vir jou 'n betroubare predikant, pastoor, dominee, geloofgemeenskap in jou dorp, daar waar jy aanlyn kyk. Ons hier, dankie Here vir die voorreg wat ons het om te weet. Daar het 'n tyd en 'n dag en 'n plek in jou lewe gekom waar jy gesê het, Here, ek gee oor. Ek aanvaar Jesus se kruisdood vir my. Ek aanvaar Jesus se opstanding uit die dood vir my. Here, dankie dat ek elke oggend kan opstaan, hierdie wolk van bekommernis van wat agter my kan skuif en dat ek kan sien, hier is u teenwoordigheid, hier is u voorsiening, hier is u beskerming. Here, maar dankie ook dat ek my nie kan buig om daarby uit te kom. Daai voeltjie gaan nie in jou hand invlieg vanmôre nie. My liewe boetie en sussie, don't go there. Don't go there. Die teken en die wonder van die Here is voor jou voete. Buig jou knie. Kom ons bid. Vader, dankie. Here, ons probeer die goed verstaan. Ons probeer sin maak daarvan. Dankie dat u dit vir ons oopmaak. Dankie dat u vir ons sê vanmôre, kyk net voor jou, nie ver kyk nie. Kyk net voor jou, sien die kwartels, sien die manna. Dankie Here dat ons vanmôre daai skrif kan bid wat sê, raak net rustig. Wees inskikkelik, gee oor, vergewe, spreek vry. Ontvang vergifnis. En dan daai belofte wat sê die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie Here. Ons is nie in ontkenning vanmôre nie, ons is in oorwinning. Ons hoef nie te veg vir oorwinning, die Here Jesus het die prys betaal.
Hy sê, dit is volbring, tetelestai, dit is volbring. Die prys is betaal. Dat ek en jy vanmôre voor Vader kan staan en sê, Here, dankie. Dankie vir u vrede in Christus Jesus. Ons eer u, ons dankie daarvoor. In Jesus se naam, amen. Amen. Ek wil hê ons moet staan, dan sing ons daai liedjie van Wees stil en weet. Be still and know that I'm God. En as jy nie wil staan nie, bly net sit. Luister na die woorde. Doen 'n gebed, huil voor die Here, sit voor die Here, staan voor die Here. Maar kom ons kom net by daai punt waar ons weet en besef. God sê vir jou, wees stil en weet. Ek is by jou. Jy aanlyn vrede. Mooi gaan. Ons praat weer.